Vriende, ons is die Here en dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Ons dank die Here dat ons die Bybelboek in ons eie taal mag hê, dat ons in Afrikaans mag lees wat God vir ons deur die geroepenis wat hy gebruik het om die Bybel te skryf, wil deurkommunikeer, en die gebed van my hart is dat ons sal sê, spreek Here, want u diensknegt en u diens mag luister. Ons dank die Here vir sy wonderlike Heilige Gees, en ons dank die Here dat dit die Gees van wysheid en insig en kennis en verstand is. En vanmôre pleit ek dat u, soos ek sal bid, Here, open my oë, dat ek die wonders kan sien uit u wet. Ek het vir u gesê, vriende, elke boek in die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. Ons lees baie duidelik daarvan in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, en so ook die boek Filemon, 'n pragtige tipe van Christus se vergifnis teenoor ons as sondaars in die lewe van Filemon en Onesimus. Wie gesê, Onesimus was 'n slaaf van Filemon, hy vlug weg van sy eienaar, hy kom in Rome aan, hy deur God se beskikking en bepaling kruis Paulus en hy paai met mekaar, en die Bybel sê dat Onesimus kom kragtadig tot bekering. Paulus skryf hierdie brief en stuur dit saam met Onesimus terug na Filemon, en nou lees ons van vers 8 af verder. Daar staan Paulus pleit vir die bekeerde slaaf Onesimus, wat van sy heer weggeloop het. Die apostel Paulus kom en hy sê daarom, vers 8, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. So Paulus kom met presies dieselfde gesindheid, wat hy in Filemon sien, wat hy van Filemon hoor, wat hy prys in Filemon se lewe, die gesindheid van liefde en geloof. En Paulus kom en hy sê, luister, ek het die volle autoriteit as apostel om jou te beveel wat betaamlik is, wat reg is. Onthou, God se woord het nie voorstelle nie, God se woord het feite, God se woord het opdragte. As God iets sê in sy woord, dan moet ons dit nakom. As die Here sê, hy wat steel, moenie meer steel nie, is die opdrag van God. Maar vriende, die gesindheid waarmee ons dit oordra, is belangrik. Partykeer verkondig mense die evangelie op so harde manier, dat dit eintlik aanstoot gee vir mense, en mense afstoot en wegstoot van die waarheid. Ons mag nie kompromie aangaan nie, dis verseker. Maar vriende, om met mense te praat oor sonde vanuit 'n posisie van ek is hierdie wonderlike een wat nog nooit gesondig het nie, terwyl hierdie klomp mense eintlik voor my niks is nie, omdat hulle in hulle boosheid sit, dis 'n verkeerde ding. En selfs wanneer dit kom by kinders van die Here, ons het nodig om sonde ferm aan te spreek, ons het nodig om sonde by die naam te noem, maar ons kan dit ook doen in liefde, en altyd vir mense sê, daar is barmhartigheid, daar is vergifnis, en daar is genade in die Here. Dis wat Paulus doen. Paulus sê, ek het baie vrymoedigheid om as apostel jou te beveel. Ek kan dit doen, en jy moet jou onderwerp aan my apostelskap, en bo alles aan God se woord. Maar, Filemon, dieselfde gesindheid wat jy openbaar teenoor die heiliges, openbaar ek nou teenoor jou. En hy sê, ek pleit liewer ter wille van die liefde. So Paulus sê, jou liefde wat jy openbaar aan die heiliges, en die geloof wat geanker is in Christus, en hoe ander mense eintlik daarvan getuig, en teenoor my getuig Filemon van jou lewe van heiligheid, wil ek nou met dieselfde gesindheid van liefde na jou toe kom, en vir jou vra, wil jy nie maar Onesimus vergewe nie? Wil jy nie maar teenoor jou slaaf wat nou gered geword het, en 'n broer in Christus is, wil jy nie maar hom vergewe, en dat daar versoening plaasvind, en dat julle een in Christus is nie? Ag vriende, Paulus sê, hy's nou 'n ou man. So hy's al 'n ouer man, hy het al deur die stampe en stote van die lewe gegaan, en hy weet, die apostel Paulus weet, vriende, dat onvergewingsgesindheid en hierdie gebroke verhoudinge 'n mens eintlik 'n gevangene maak van daardie persoon wat jy nie kan vergewe nie. Dit is verseker so dat jy nie almal in die lewe mee versoen kan word. Daar's mense wat net blaatant voortgaan in hulle sondige weë, en hulle weier om hulle te bekeer tot die Here en versoening te bewerk. Maar as kind van God moet ons alles in ons vermoë doen. En nou vriende, dan die saak aan die Here oorlaat. So Paulus pleit ter wille van die liefde, hierdie agape liefde, hierdie goddelike liefde, en hy sê hy's 'n ou man en 'n gevangene in Christus. En nou sê vers 10, ek pleit by jou vir my kind, Onesimus. So hy was nie 'n fisiese kind, 'n biologiese kind van Paulus nie, maar 'n geestelike kind van Paulus. Onesimus, hierdie slaaf, kom in Rome aan, die Here beskik en bepaal dat hulle paie kruis. Onesimus hoor die evangelie, Onesimus deur die Heilige Gees sien sy sondige toestand raak, God bring geestelike lewe, red Onesimus uit genade, en nou is hy kind van God. En Paulus sê, geestelik is hy my kind. Filemon, ek stuur Onesimus terug na jou, hy's my kind in die geloof, en ek het hom verwek in my boeye. Met ander woorde, terwyl ek 'n gevangene in Rome was, terwyl ek in kettinge was, terwyl ek geboeid was,
het ek die voorreg gehad om ook Onesimus na Christus te lei. Vers 11, hoor jy die pragtige woorde? Wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, ek stuur hom terug. Dis my so pragtig. Hierdie man Onesimus vlug weg van Filemon, wat gebeur het, weet ons nie. Hy vlug weg, hy kom in Rome aan, hy kom tot bekering, en lyk my vir 'n tyd lank het hy Paulus ondersteun daar in die gevangenis, en Paulus sê, dis nie reg dat jy by my bly nie, Filemon is jou eienaar, jy moet teruggaan na hom, en met hom versoen. En nou sê Paulus vir Filemon, luister, jy gaan nie nou weer 'n nuttelose slaaf terugkry, iemand wat miskien lei wegsteek, of iemand wat miskien onmin wil veroorsaak op jou werf nie. Ek stuur 'n man terug wat nou God leer liefkry het, en die waarheid van God se woord omhels het, en nou vir jou tot nut sal wees. Hy sal 'n dienskneg wees, nie omdat hy noodwendig om aan jou onderwerper sy nie, maar aan die God aan wie hy nou behoort, en dan ook 'n dienskneg sal wees, ooreenkomstig God se voorskrifte in sy woord. Want die Here sê baie duidelik vir ons in die Bybel is, ons 'n dienskneg is, moet ons dit van harte wees, asof vir die Here en nie vir mense nie. As jy 'n werker by 'n maatskappy is, as jy 'n werknemer is, as jy wat ook al jy doen, vriende, doen ons in die eerste plek vir die Here en dan vir mense. In die huis, die man vir die vrou vir die man, die kinders vir die ouers vir die kinders. God is ons eerste fokus. Ons doen dit vir hom en dan vir die mense onder ons. Die Bybel sê vir ons baie duidelik vers 12, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Dis nie vir u mooi nie. Ek stuur nou vir Onesimus terug, maar Onesimus het so diep in my hart gekruip. Hierdie man het regtig so kragtadig by die Here uitgekom. Dat dit vir my hart sal wees om hom weg te stuur, maar ek weet dit is die regte ding om te doen, omdat hy jou slaaf is wat weggeloop het. En ag, die apostel Paulus sê, hierdie is my eie hart. Dis 'n man wat by die Here uitgekom het, wat die Here lief het. En soos ek die Here lief het, het Onesimus die Here lief. Ontvang hom in die liefde van die Here, sodat hy vir jou ook tot groot hulp kan wees. Vers 13 sê, ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. So hier kom die apostel Paulus se hart na vore. Hy sê, luister, ek wou Onesimus by my gehou het, want ek sit in die tronk, ek het hulp nodig, ek het mense om my nodig, ek het mense nodig om my te versterk, en dan ook met voedsel te bedien, en allerhande dinge. Ek sit in die tronk, ek sit in boeye, ek kan nie gaan waar ek wil, en doen wat ek wil nie, en ek wou hom by my hou, maar luister Onesimus, Filemon, ek weet, jy sou in Onesimus se plek my gedien het, en saam met my in hierdie tronk gesit het, en saam met my in hierdie gevangenis gesit het, maar ek gaan hom terugstuur na jou toe, en want hy sê, sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. So mooi gedagte hier wat na vore kom. Die apostel Paulus gebruik nie sy apostelskap om sy autoriteit af te dwing en goed van mense te verkry wat onregmatig is nie. Vriende, hoe dikwels hoor jy van predikante wat goed van mense afpers. Hulle skimp, en hulle het nooit genoeg nie, en hulle kom by die ouer mense en buit hulle uit, en dan het hulle nie 'n kar nie, en dan het hulle nie huisraad nie, en dan het hulle nie geld nie, en dan het hulle hier 'n probleem, en daar 'n probleem, en ek het al met lidmate gepraat by gemeentes waar ek aangekom het, wat vir my gesê het, Gerard, dis skrikwekkend om te sien wat predikante onder die vaandel van Christus doen. En dan wil ons nie eens dink aan al hierdie TV-predikers wat in die naam van die Here arme mense uitbuit en multimiljonêers is omdat hulle mense uitbuit nie. Omdat hulle hierdie mense eintlik forceer en geestelik manipuleer om iets te doen wat hulle nie reg is om te doen nie. So die apostel Paulus kom leer ons 'n baie mooi voorbeeld. Alhoewel hy die autoriteit gehad het om Onesimus by hom te hou, en hy het 'n brief vir Filemon te skryf en te sê, luister, jou slaaf is hierso, ek is 'n apostel, ek gaan Onesimus by my hou om my te dien, sê hy vir hom, nee, ek gaan nie sonder jou goedkeuring iets doen nie, hier is jou slaaf, hier is die brief, ek pleit by jou, ontvang hom as 'n broer in die Here, hy gaan jou nou dien as 'n slaaf, omdat hy die Here lief het in die eerste plek, en dan ook die werk gaan doen wat jy vir hom gee om te doen, en sou jy goed dink om hom later na my terug te stuur, om my te kom dien in die tronk, dan dank ek die Here dat jy het vrywillig sou gedoen het. Ag vriende, dit is vir my so pragtig, as ek hierdie beeld sien, hoe die apostel Paulus Filemon oproep, om vergifnis te skenk aan Onesimus, soos Christus ook vergifnis aan ons geskenk het. En ag vriende, hoe die Here vir ons uit sy rykdom gee, uit sy volheid gee,
voorsien en onderneem. En daarom dank ons die Here, dat ons ook hierdie gesindheid kan openbaar. En mag die Here uit hierdie baie kort boek in die Bybel vir ons lesse kom leer, kosbare lesse, dat ons ook in ons lewe moet sien. Mense het voete van klei, soos ons ook. Maar daar is 'n God in die hemel wat ons red, en deur sy Gees ons anker in die waarheid, sodat ons teenoor ander kan optree met 'n gesindheid van liefde, wat ons eens op 'n tyd te nagekom het. Teenoor ons kwaad bedoel het, wat God verander het in iets goeds. Mag die Here genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, ons sal môre verder aangaan met hierdie reeksie, en behoort Vrydag klaar te maak daarmee. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.